Ons het al gekyk na wie presies is die Gees. Ons het stilgestaan by wedergeboorte, die krag van die Gees, die leiding van die Gees, die vrug van die Gees. As God se kinders is dit ons roeping om geestelik te groei en daarom doen ons so 'n bietjie ekstra moeite met die vrug van die Gees. Die woord is in enkelvoud, dit is die vrug van die Gees. Maar hierdie groeiproses, hierdie resultaat van die Heilige Gees, wys vir ons op die karaktereienskappe wat daar in Jesus was en wat ons ook moet aanleer. Vandag kyk ons net na vrede. Dwars deur die woord van die Here kom ons agter hoe belangrik vrede vir God is. In Spreuke 10 staan daar, haat verwek twis, liefde bedek alles wat aanstoot gee. En in Spreuke 26 vers 21, daar is houtskool nodig vir gloeiende kole, hout vir 'n vuur en 'n twisiek mens vir riesiestook. Wat 'n lelike woord, nê, 'n twisiek mens. Die psalmdigter van Psalm 120 skryf so in vers 5 tot 7, hoe elendig was dit toe ek as vreemdeling in Mesek gewoon het en tussen die inwoners van Kedar gebly het. Te lank moes ek woon by mense wat vrede haat. Ek het vrede begeer, maar sodra ek iets gesê het, was hulle op die oorlog uit. Dis skokkend nie om te dink dat daar nou nog mense is wat vrede haat. En daarom waarsku Paulus ons. Ons het gelees in Galasiërs 5 vers 14 en 15, die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dan skryf Paulus, maar julle byt en verskeur mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. In Romeine 14 vers 17 staan daar, die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde wat die Heilige Gees ons gee. Vrede is een aspek van die vrug van die Gees. En Petrus skryf vir ons, soek vrede en jaag dit na. En hy het waarskynlik gedink aan Jesus se woorde in Matteus 5 vers 9, toe hy gesê het, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Ek weet hierdie was baie teksverse, maar dit wys jou hoe belangrik vrede is. Kom ek lees saam met jou nog 'n laaste een. Kolossense 3 vers 15. Die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Ek en jy is geseënd om kinders van God te mag wees. Kom ons wees ook vredemakers. Kom ons bid saam. Dankie o Heilige Gees dat U die vrug in ons laat groei. Laat ons ook vrede soek en dit najaag. Laat ons vredemakers wees. Dankie dat U ons hiermee help. Amen.